lees in Lukas die 4de hoofstuk. 'n bekende gedeelte. Lukas 4. Kan van vers 1 af lees. Daar is die daar. Ek wil net vanmôre sê, die Here het my al in die week hierdie woord gegee. En as jy miskien al vanmôre dink, weet, ek het hierdie woord nou net vanoggend begin aan die uitdink, so iets is glad nie so nie. Ek het hom al, ek dink Woensdag gekry as ek reg is. Maar laat God ons genadig sal wees. Ja, Here. Bewaar en beskerm diep in die holte van sy hand. Die woord van die Here lees ons so Lukas 4 vanaf vers 1. En Jezus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei. Want waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Ek wil net vanmôre vir jou sê, kind van God, die duiwel, as jy dink jy het die Here aangeneem en jy begin die Here te dien, die duiwel gaan jou heeltemal uitlos. Nee. Hy kom en hy wil jou versoek. Die duiwel wil jou verlei. As jy die sonde doen, worry hy nie oor jou nie. Ja. Hy het geen bekommernis oor jou nie, want jy is in sy mag. Ja, so. Jy doen mos wat hy wil hê jy moet doen. Ja. Maar wanneer jy God begin te dien, dan is hy daaruit om jou te versoek in baie opsigte. Hy het boeke en boeke versoeke, verleidings wat hy het. Want weet, die woord van die Here sê vir my, die duiwel is die vader van die leuns. En hy's 'n leienaar. En hy's 'n mensemoordenaar. Dis wat die woord van die Here sê vir ons. Ek kan maar Johannes 8 gaan lees. Wat sê hy vir ons verder hier? Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Hy wil die Here versoek. Hy wil die Here verlei het. Ja. As u die seun van God is, sê vir hierdie klip, hy moet brood word. Dink net daaraan as hy geluister, as die Here Jesus gedoen het, soos wat die vyand gesê het, dan was hy aan die vyand gehoorsaam gewees. Ja. Ja. En omrede hy God geopenbaar is in die vlees, het hy al die triks geken van die vyand. Man, as ek en jy triks het, as ek en jy dinge het, agendas het, God weet dit van dit. As jy moan en groan, dat God jou teregwys, weet hy daarvan. Nog voordat jy begin dink jy dan. Amen. Hy weet van alles. En die vyand kom en hy wil die Here Jesus verlei. Maar wat sê die Here vir hom? Vers 6 sê, maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Hy sê van brood alleen, daar staan geskrywe. En besef vanmôre dat dit geskrywe is in die woord van die Here. Dat ek en jy nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord van God wat uit sy mond uitgaan. Amen.
Elke woord wat die Here spreek, sal ek en jy van kan lewe. Ek en jy kan ons brood eet, dat ons rond is. Dat ons blink en stink. Maar weet een ding, dit vat jou nie hemel toe. Amen. Dis waar. Maar wanneer ek en jy lewe op die woord van die Here, sal ons die ewige lewe beerwe. Amen. Ja, maar hoekom kan ek die brood eet dan nie? Die Here het nie gesê, jy kan jou brood eet nie. Hy het gesê, brood alleen sal jy nie kan lewe nie. Ja. Jy het voedsel nodig vir hierdie tydelike liggaam, om te kan lewe, om die liggaam te kan versterk. Maar om die ewige lewe te kan beerwe, moet ek en jy lewe op elke woord van God wat God se mond uit. Amen. Dis waar. Daarvan sal ons lewe. Amen. Prys die Here. Vers 5 sê, toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. Is dit nie wonderlik? Die vyand kom en hy gaan van die Here Jesus op 'n hoë berg. En hy wys hom in 'n oomblik se tyd al die koninkryke en die wonderlike dinge in hierdie wêreld. Hy wys dit vir hom. Is dit nie wat die wêreld vir jou wys nie? Dis waar. Wat jy sien in hierdie wêreld nie? Waar die vyand kom en hy wys vir jou al die mooi dinge in die lewe. Hy wys vir jou die mansions van 20, 30 miljoen, 40, 50 miljoen rand. En wat gebeur? Wow, dis fantasties. Is wonderlik. Ek sal begeer om so 'n huis te hê. Ek begeer dit nie, maar dis wat mense sê. Ja. Dis waar. Ek sal begeer om dit te kan hê. Ek sal begeer om dit te kan hê. En wanneer die vyand sien jy begeer hierdie goeders, is hy daar vir jou. Ons lees dit verder wat sê hier. Vers 6 sê, en die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Nou hier is iets anders in vers 7. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. Is dit nie wat mense Ja. val voor nie Ja. in die lewe nie? Ja, maar ek kan bid nie die duiwel nie. Maar jy doen sy werke. Dis waar. As jy die werke van die duiwel doen, dan aanbid jy hom eintlik. Jare terug het mense vir my hulle is ge-worried oor hierdie duiwel aanbidders. Ek sê, weet jy wat? Jy is bekommerd oor die duiwel aanbidders, maar jy aanbid die duiwel self. Nee, maar hoe aanbid ek die duiwel? Kan ek so sê? Ek sê, want jy doen die werke van die duiwel. Jy doen die sonde. Jy wandel in die ongeregtigheid. Jy wandel in die begeertes van hierdie wêreld. Want die mense begeer status. Hulle begeer geld. Hulle begeer om te manipuleer met hulle geld. Het jy dit geweet? Ja. Dis waar. Dis wat die vyand vir mense gee. Ja. En mense val daarvoor. En baie mense sê, kyk wat het God vir my gegee. Sê God het vir jou gegee, is die duiwel wat vir jou gegee het.
En jy kom nie eers agter dat jy weggelok is van die Here af. Ek kom agter in skokkende gedeeltes in die lewe van mense. Mense wat God gedien het in gees en in waarheid, is weggelok deur die vyand se massiewe geel wortel wat hy voor hulle gehou het. Hoe kry jy donkie laat loop? Geef hom 'n lekker geel wortel hier voor hom. Maak net 'n ding dat hy van hom vas is en laat hierdie donkie net hierdie wortel kan kry. Hy probeer om daai wortel aan te kry, maar hoe meer hy loop, hoe ver bly hierdie wortel dieselfde distansie van hom af weg. Hy kan hom nie kry nie. En dis wat die vyand kom en hy gee vir jou 'n geel wortel. En sê, daar's dit. Dan kun jy stap. En hy vat mense na die afgrond van die hel toe. Hy vat mense in die afgrond van die hel toe. Jy weet, die vyand wou altyd op die troon gesit het. Die duiwel wil op die troon van God gesit het. Hy wil hom gelyk gestel het met God. En dan kom hy en hy staan en lieg en hy sê, al hierdie goedes behoort aan my. Wie wat sê die Here se woord? Hy sê, aan my behoort die silwer en die goud. God sê, hy het die aarde geskep. Hy het die aarde gemaak. Die see en alles wat daarin is, het God gemaak, man. Dis die vyand gekom het en gesteel het. Want hy's 'n dief. En almal wat dit volg, is sy trawante. Is sy dienaars. En nie God se dienaars nie. En dan kry jy in hierdie dae baie van die mense wat hierdie woord van God gebruik om te sê, man, jy moet net God dien, dan sal jy ryk word. Alleen uit die hel uit, man. Wat sê hulle, predikers, moenie arm wees nie. Predikers moet 'n smart kar ry, man. Hy moet in 'n mansion bly. Dit staan nie in God se woord nie, man. Is alleen. Uit die hart van die duiwel, die duiwel lieg, man. Dan moes Paulus baie ver van God af gewees het. Hy het wel gepraat oor sy alles besit, maar hy het geweet wat is om skipbreek te ly. Hy het geweet wat is om honger te wees. Hy het geweet wat dit is om vervolg te word. Dit is deel van hierdie evangelie van Jesus Christus. Laat ek by eerder vervolg word en sleg gesê word aan die buitekant. Dis waar. Dit te sê dit en dat en al die leuenstories. As wat ek in skatte lewe. 'n meneer 'n pelgrimsreiser sit in die ellende. Wat baie mense sê, man klein dit en vreem dit. Weet jy wat? Dis 'n duiwelse gesegde daai. Dis nie van God af nie. Dis 'n leuen. God wil hê ek en jy moet opregtheid wandel. Uit ons harte uit. Voor die aangesig van God. En die Here se naam groot maak. Dat ek en jy die Here mag soek met ons hele hart, siel en wese. En hom aanbid. En hom dien.
met alles wat ons binneste is. Amen. Die vyand kom en hy sê vir hom, as hy neerval voor my en my aanbid, gee ek jy alles. Leen uit die hart van die duiwel uit, man. Sê van God af. Glory to God. Amen. Vers 8 sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Amen. Ek en jy het nie vanmôre ander God wat ons moet aanbid en dien nie. As hy een waaragtige God wat ons moet aanbid en dien, dit is sy naam is Jesus Christus. Amen. Dis waar. Daar is nie 'n ander een nie. Die mense kan die woord van die Here gebruik om 'n rad voor jou oë te speel. Hulle kan jou oë toemaak en jy kan loop agter hulle aan. Jare terug, ek het al gepraat daaroor, wat die vrou wat ook in die pad was, sy was aan van der Byl gewees by 'n gemeente. En sy's al oorlede. En sy sê sy besoek hierdie gemeente. En die prediker sê, julle gaan elkeen 'n koevertjie kry. En sit daarin wat hierdie boodskap vir jou beteken het. Sê, ja, ek sal gelyk het om daar te wees. Ek sal vir hom 'n brief geskryf het en sê het, bekeer jou tot God, want jy's onbekeerd. Filistyn. Want jy weet, God se woord bestaan nie uit geld uit nie. God se woord is daar vir jou en my, om te wandel, 'n riglyn om te wandel in sy weë. In die vrese van die Here. Amen. Nie om te kyk hoe te groot my bankrekening kan groei nie. My bankrekening kan groot vet wees, maar ek gaan hel toe. Verstaan jy wat ek sê? Amen. My bankrekening kan leeg wees en ek beerwe die koninkryk van God. Die Here sê, maak vir jou skatte bymekaar, waar God nie vreet en roes nie, dit nie kan roes nie, en diewe nie kom om te steel nie. Maak vir jou skatte bymekaar in God se hemel. Amen. Dis waar. Dien hom in gees en in waarheid. Daar baie kinders van die Here vasgevang is in hierdie magte van die duisternis, verlei is, en daar predikers wat hulle verlei. Wat sê die woord van die Here? Hy sê, swerf deur die land. Ek het Matteus 23 gelees. Hy sê, swerf deur die land, jy maak een bekeerling, en jy maak hom groot vir die hel, terwyl jy self nie in die hemel toe gaan. Dis nie uit wat dit sê nie, die woord van die Here sê dit vir my. Hy leer dit vir my baie duidelik. Die duiwel sal kom na jou en sê, man, jy het eenmaal jou hart aan die Here gegee. Jy sal nooit verlore gaan nie. Once saved, always saved, is 'n leuen, man. God sê, ek en jy moet bely en laat staan. En hy hom alleen dien. Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Nie vir die duiwel nie. Amen. Want hy's 'n leenaar, hy's 'n bedrieger, hy's die vader van die leuns. Hy's daar om mense te verlei. Hy's daar om mense weg te lok van die Here af. Sodat
Hy wil hê ek en jy moet nie God dien nie, maar voor hom neerbuig. En menigte mense, en baie, wat kinders van die Here was, wat gesê het, hulle is kinders van die Here, word verlei. En laat hulle verlei. Jy moet kom hiernatoe, man. Weet jy wat? Hierdie ouens vir jou preek, maar dan gaan jou sak vol word. Ek wil eerder vir jou preek dat jou hart kan vol word van Jesus. Amen. Want die geld gaan jou in die verderf bring. Want die woord van God is vir jou en my as 'n riglyn. En Jesus antwoord vers 8, antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daar is nie 'n ander God wie ek en jy kan aanbid nie. Maar die een wat gekom het om vir jou en my lewe in oorvloed te gee. Prys die Here. Vers 9 sê, toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self hiervandaan neer, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u om u te bewaar. Weet die duiwel gebruik die woord. Die duiwel gebruik die woord om mense te verlei. Om 'n klomp leuns, om 'n klomp drek in jou kop in te praat. Sodat jy moet kan glo. En hy kom met soet, sappige woordjies te voorskyn. Die woord van die Here sê, kom soos 'n engel van die lig. En hierdie persoon lyk so wonderlik. En sê, weet jy wat? Daai persoon is 'n groot godsman of 'n groot godsvrou. Tussentyd is die duiwel van self. Man, jy moet net luister. En wat is die plan van die vyand? Sy plan was gewees dat Jesus van die tempel se dak af moet spring en ongehoorsaam is en dood te wees, sodat hy nie sy doel kon bereik wat hy moes kry, doen nie. Die vyand is daar om die kinders van die Here geestelik te vermoor. En in 'n val vir hierdie ding. Kinders van die Here val vir hierdie slap riem wat die vyand vir jou span. Dis waar. En jy luister na sy praatjies. Ag, dit is nie so erg nie, weet. Dis alright. Ag, dit is alright. Ag, dit is alright. Ag, dit is alright. Hy verlei die mense. Hy wil jou dood hê. As hy jou nie geestelik kan doodmaak nie, wil hy jou fisies doodmaak, man. Maar ek wil vanmôre vir jou een ding sê. As jy God se weë wandel, sal God jou bewaar en beskerm. Sal hy met jou wees, met elke tree wat jy gee. Maar jy moet hom dien. Met jou hele hart, siel en wese. Met alles wat in jou binneste is. Amen. Baie mense se begeerte, kinders van die Here, se begeerte het geword die geld. Jy moet werk, ja, om te kan lewe. Maar baie mense, dit draai net om hierdie chings.
Sy het vir my gesê eendag, althans, sy het my paar keer gesê, as jy klaar die werk gedoen, sê, gaan kry jou spykers daar. En ek wil nie met spykers betaal, om geld betaal. Dus ek, daar by Pick n Pay kom, kan ek nie met spykers betaal nie. Ek sê, sorry, jy's nie die bejaarde waar die shop. Maar die mens word verlei deur die geld wat die vyand vir jou opstis. Ja. Weet jy wat? Ek en jy moet God aanroep en sê, Here, bewaar ons, beskerm ons, diep in die holte van die hand. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, sê Petrus. Hy sê hy loop rond soos 'n brullende leeu om die kinders van die Here te wil verslind, te verskeer, te wil vernietig, om jou weg te lok van God af. En weet as jy eers in sy kloue gekom het, man, dan is dit hierdie mooi sportskar, en dis hierdie dingetjie wat gebeur, en dis nog 'n ander ene wat jy kry, en so meer, en dis 'n mansion wat jy het, en jy sê, kyk hoe seën die Here my, en jy kom nie agter is die duiwel wat jou seën nie. Ek sê nie vanmôre, al die mense wat geld het, wat wel af is nie, is in die hande van die vyand nie. God laat daar's mense wat ryk word, wat God gebruik, Ja. tot lof van sy heerlikheid. Amen. Maar as mense, Uitbuit. wat val vir hierdie sluheid, slinksheid van die vyand, Ja. van die duiwel, kyk hoe seën God my. En jy weet, daai persoon raak hoogmoedig. Ja, dis waar. They're so high, you can't even come by with a ladder. Daar buite kom jy eintlik 'n helikopter kry om jou op te lig. Maar ek wil vanmôre sê, kind van God, die vyand wil die kinders van die Here vermoor. Hy wil die mense doodmaak, geestelik, vernietig. Prys die Here. Want die vyand kom in die woord en hy sê, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, om u te bewaar. Hy gebruik die woord van die Here, om dit te kan sê. Maar die Here is te slim vir hom. God ken al sy triks. En hulle, vers 11 sê, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voetsteen 'n klip stamp nie. En wat sê die Here Jesus? En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Dis waar. 'n Man het jare terug, wat ek het net die getuienis gehoor, wat sê hy was 'n kind van die Here gewees. En hy sê hy sal in hierdie leeuhok instap en die leeu sal niks doen nie. En hy gaan in die hok in. Toe hy instap te verskeer die leeu hom. Wat gebeur? Jy versoek God. Jy maak God tot 'n leenaar. Die Here wil nie hê ek en jy moet hom versoek nie. As ek op die dak klim en ek spring af en ek sê ek gaan niks oorkom nie. En ek val hierso en ek val verkeerd en ek breek my nek en ek's dood. Wat gebeur nou? Ja. Ek het God versoek. Maar ek wil vanmôre een ding sê. Daniël, toe hy in die leeukuil gegooi word, het die een leeu sy bek oopgemaak om Daniël te vreet. Dis waar. Want hy was in die hok ingedwing en hy het God gedien Amen. en God het die bekke van die leeu's gesluit. Amen. Hy was nie
groot mond en te sê ek sal in jou leeu ook gaan nie. Maar hy was daarin geforseer omrede hy God gedien het in gees en in waarheid. Hy in God se weë gewandel het, God gevrees het. Die mense vrees ook nie eens meer die Here hierdie dag. Weet jy wat, die Here moet my maar net genadig wees. My sonde is baie, wat, so wat. Kry dit van jou gedagtes af. Kry dit van jou gedagtes af. En begin besef, jy moet die sonde laat staan. Sonde los. Want die sonde wat jou hel toe vat. Ongehoorsaamheid aan die stem van die Here. Hoogmoedigheid. Dis die dinge wat jou skei van God. Wat 'n skeidsmuur word tussen jou en die Here. Dat ek en jy in die weë van die Here sal wandel. Die woord van die Here sê vir ons, die Here Jesus sê vir hom, lees weer vers 12. En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy tydlank van hom gewyk. As die vyand nie regkom nie. Oké, dan sal hy wyk, maar hy gaan weer terugkom. Ja, ek gaan. Om jou te versoek. Maar ek en jy moet wakend en bidend wees. Dis daarom wat die Here vir ons sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Waak en bid. Dat jy nie in versoeking kan kom nie. Maar weet jy wat? Kinders van die Here waak en bid nie. Hulle soek nie die aangesig van God en sê, Here, wees ons genadig, wees ons barmhartig. Wanneer jy weggeruk is in die wêreld, in dronkenskap en partye en jy noem dit op. En as jy nie voor die tyd regkom nie, en jy sterwe, dan sterwe in jou sonde. En baie mense sê, ag, hierdie geliefde van my, vier hulle verjaarsdag nou in die hemel. Ja. Jy bedrieg en bedrieg jouself. Jy draai 'n rad voor jou eie oë. Want daar gaan 'n dag kom, wanneer die mense gaan uitroep en sê, berge val op ons, heuwels bedek ons, aarde skeer weg onder ons, want die mens het geval vir die vyand se leuns. En nie agslaan op die stem van God nie. En die woord van die Here uit hulle lewens uitgeskuif het vir die leuen wat die vyand vir jou opdis. Kom vanmôre vir die kind van God. Kom ons wees wakker. Kom ons wees wakker akkers. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vanmôre vir die genade en die goddelike liefde, Here. Ek wil vanmôre bid en vra, Here, waar hierdie woord oralste mag versprei word. Here, dat die naprediker mag wees, my God. Dat mense se oë sal oopgaan en die oë opslaan na U toe en sê, Here, wees my as mens genadig, wees my barmhartig. Here, dit is nie wat ons was nie, is wat ons is nou. En wat ons sal, hoe ons sal wandel vorentoe, my meester. Ek bid vanmôre vra, Here, wees genadig en barmhartig. En Here, laat die woord nie ledig sal terugkeer nie. My God, maar laat U verheerlik mag word in en deur ons. Here, ek bid dit vanmôre uit genade, in die geloofwaardige naam wat genoem word Jesus Christus. Amen. Amen.